Op en wakker, net hier op RSG. 19 minute oor 8, poësie en matrieks is nie altyd die maklikste kombinasie nie, en vir baie leerlinge voel gedigte soms meer soos 'n kopkrapper, of nog erger, as om iets te geniet. Maar wat as daar nou 'n manier was om dit lewendig, verstaanbaar en selfs lekker te maak? Lefra Produksie spog met 2 nuwe poësieprogramme vir skole. Verse in my inbox vir leerlinge met Afrikaans huistaal vak en dan verskuns vir die met Afrikaans addisionele taal. En ons het vanmôre vir Frans Swart op die lyn en dan ook vir Vilro van Agterberg. Frans, is hoor eers daarso. Is jy met ons? Môre Gustav, môre Renske, altyd lekker om met julle te gesels. As hy en Vilro, jy sit daar in Mokopong in Limpopo vanmôre. Dit is korrek, maar ja, ek hoor julle en dit is altyd lekker om met julle te praat vanoggend. Dankie, jy is hard en duidelik hier so by ons. Frans, kom ons begin by jou. Hierdie produksie oor die poësieprogramme vir matrieks, om dit by skole aan te bied. Hoekom het julle besluit op hierdie produksie? Weet jy Renske, daar's 'n ongelooflike behoefte. Die onderwysdepartement het al 'n paar jaar met my gesels en gesê, hoekom doen julle nie poësieprogram vir die matrieks nie? En ek moet sê, toe ons nou in die ding begin navorsing doen, is dit eintlik baie lekker om in die Afrikaanse poësie te gaan delf. En ons is baie bly dat hierdie produksie op die planke is. Ja, so Vilro, kom ek vra vir jou, want jy weet leerlinge is baie skrikkerig gewoonlik vir poësie. Hulle raak as hulle daai gedig sien en wonder, hoe moet ek hierdie ontleed? Wat beteken hierdie? Hoe help julle om dit minder intimiderend dan te maak? Ja, ons het besluit om hierdie produksie aan mekaar te slaan, om dit so ontvanklik as moontlik vir die leerders te maak. En ons wil dit lekker maak vir hulle en vir hulle beduie. Weet jy wat, poësie is nie iets om oorskarkerig te wees nie. Dit is eintlik 'n wonderwêreld wat ons vir hulle wil oopkrap, en ons maak dit lekker informeel. En omdat ek so baie met leerders en veral matrieks werk, praat ons ook hulle taal. En ons wil net vir hulle beduie, weet jy wat, moenie worry nie, dit is afkomstig van elders af, van 'n skrywer uit sy brein uit, afkomstig van 'n idee. En ek vertrou die manier hoe ons dit gaan aanpak, so hulle 'n baie beter idee hê van wat die skrywers in gedagte gehad het. Goed, so julle vertaal dit amper al van hulle taal vir hulle, die manier hoe hulle Absoluut. praat. Okay. Absoluut, Renske, dit is so belangrik, want ons het agtergekom ook, jy weet, poësie is die een deel van die Afrikaanse huistaal en addisionele taal wat die matriekleerders amper die minste vooruit sien. En ons wil dit bietjie omswaai en vir hulle sê, weet jy wat, dit is eintlik die magic, die magie. En ons het 'n wonderlike program wat ek dink hulle breine net heeltemal gaan ontlont. Ja, julle gebruik ook musiek in die produksie om te wys dat liedjies eintlik ook gedigte kan wees. Hoe werk dit presies in praktyk? Kyk, wat baie mense vergeet is dat meeste van musiek is afkomstig van poësie af. So ons het onder andere 'n gedig van André Letoy, Elegie vir my toekomstige vrou. Dit is natuurlik niemand anders as Koos Kombuis nie. So ek doen ook byvoorbeeld Lisa se klavier om aan te sluit by hierdie gedig. En die leerders is altyd verras as mense musiek en poësie bymekaar bring. En dit is waar die lekkerte daar binne lê. Ek sit daar met my gitaar, ek het 'n paar klankbane wat ons bymekaar slaan en ons beduie vir hulle. Hoorie, baie keer is dit 'n poësie waar musiek afkomstig is en ek dink dit gaan 'n hele ander wêreld vir hulle ontlont. Frans, jy sê jy het met die onderwysdepartement saamgewerk hier, want hulle het natuurlik nou hulle verskillende vakke, hulle die Afrikaans huistaal en die Afrikaans addisionele taal. Dit is nie heeltemal dieselfde nie. So hoe verskil die benadering tussen die twee? Weet jy, dit is ons pak hom basies op dieselfde basis in. Kyk, Afrikaans huistaal is natuurlik vers in my inbox en dit is saamgestel. Een van die samestellers is my goeie vriendin daar van in die Bosville na skools en hulle het wonderlike gedigte gekies. En dan die Afrikaans addisionele taal. Dit is nou vir private skole, Engelse skole en so meer, wat dan Afrikaans as 'n tweede taal. Onthou, ons het altyd gepraat van huistaal en dan het ons altyd gesê Engels is jou tweede taal, maar die departement praat nou deesdae van Afrikaans addisionele taal. En natuurlik verskil die gedigte. So dis twee verskillende produksies, maar die basis waarop ons werk. Jy weet, ek en Annelie, my vrou, was baie bevoorreg om by die Edinburgh Kunstefees te wees. Ons eendag daar in 'n klein hotelletjie en ek sien daar drom 'n klompie mense saam en ek vra vir die usher, hoorie, wat gaan hier aan? En hy sê maar hierdie jong
akteur doen die Engelse gedigte, die Shakespeare en die Eliots en so meer. Ja. En ek sê maar nie, weet jy wat, kom ons gaan kyk. En dit is waar die hele gedagte toe nou sy ontstaan gehad het, want hierdie jong akteur het dit so ontvanklik gemaak en so lekker dat daai kinders het dit so geniet. Ja, en jy praat nou van die gedigte, so Volroe, julle volg die departement van onderwys se voorgeskrewe werke, nê? Kan jy 'n paar van die gedigte noem wat julle in die produksie toelig? Natuurlik, so in die eerste addisionele taal doen ons gedigte, byvoorbeeld soos die dans van die reën deur Eugene N. Marais, ons doen Krisis van Elisabeth Eybers, ken jy die see van Yskriege, wetenskap mannetjies van Antjie Krog. So dit is 'n paar gedigte van die addisionele taal en dan Afrikaanse huistaal. Het ons dan 'n paternoster vir Suid-Afrika deur Lina Spies, Tsunami deur Kobus de Wet, Op sy branderplank deur Petra Miller en Briefie aan Madiba deur Sandra O'Kelly. So ons volg die gedigte wat hulle bespreek en dit is baie belangrik ook. Dit help nou nie ons bring 'n klomp ander gedigte in nie. Ja. Ons het wel 'n paar addisionele gedigte wat ons jy weet vergelyk met mekaar. Maar ons wil so naby as moontlik aan die departement bly. So hierdie gedigte wat julle doen word nou saam met musiek gedoen en daar moet nou nuwe toonsettings daarvoor wees. Vertel vir ons daarvan en wat die leerlinge kan verwag. Ja, dit is baie lekker. Toe Frans met my die eerste met my praat hieroor, toe sê oor die tyd om die gitaar weer op te tel. En dit het my baie opgewonde gemaak. So ons het gedigte gaan toonset en ek sing sommer met my gitaar en 'n klankbaan en dit maak dit verskriklik interessant en lekker. Ja. Daar's ook baie audiovisuele insetsels om dit so vir die matriek so interessant as moontlik te maak. En ek self is baie opgewonde as musikant om weer die gitaar op te tel en 'n paar van hierdie gedigte wat ek self moes sit en toonset weer saam met 'n klomp wonderlike musikante. So dit gaan baie lekker wees. Volroe, net gou voordat ek vir Frans vra hoe mense bespreek of so, jy's nou ook bekend as die Grotman en Groet die Grotman. Ja. Hoe verskil hierdie poësieprogram van die Grotman vertonings? Wel, dit verskil nie eintlik so baie nie. Grotman is eintlik maar 'n storie wat ek vertel. Ja. Oor my en Elise, maar dit is daai interaksie tussen die akteur en die gehoor, in hierdie geval die leerders. So dit is baie naby aan mekaar. Daai lewendige interaksie is absolute magic. En ek dink as hulle vir my gaan kyk en sien hoe ek hierdie uitmekaar slaan en hoe lekker ek dit maak vir hulle, dink ek hulle sal 100% verstaan wat hierdie skrywer gedink op daai oomblik en verstaan, jy weet dit is afkomstig van 'n idee of 'n liedjie of wat ook al, 'n gevoel wat hulle gehad het. En ek dink dit is baie naby aan mekaar en soos julle weet, teater is absoluut magic en ek kan nie wag om dit so vir hulle oor te dra nie. Jy klink baie passievol daaroor oor hierdie storie wat jy wil doen, natuurlik die kreatiwiteit daar agter. Maar Frans, daar behalwe nou vir die kreatiwiteit is daar ook nou die geld en so en die mense moet nou prakties raak en bespreek en so en want hoe werk die fooie vir die skole wat nou sou wou bespreek? Ja, Gustav, baie maklik. Hulle skakel maar net my kantoor by Monica Boysen is in beheer daar, 011-815-3000. Hulle kan ook 'n e-pos stuur aan info@lefra.com. Daar is 'n lekker webtuiste wat alles mooi uiteensit en dit is baie maklik. Dit is www.gedig, net een gedig, maar ons het nou baie gedigte. So dis gedig.co.za. En ons het twee maniere. Eerstens kan die skool die volle produksie aankoop en dan kan hulle natuurlik of dit gratis vir die matrieks aanbied of hulle kan 'n fooitjie vra. Of dan die tweede opsie is natuurlik die leerders betaal maar self. Renske, soos jy net nou gesê het, jy weet nie ou dae het ons truk en Siekhoffs het ons maar altyd moet jy jou 20 of 30 rand bring en dan gaan jy konsert kyk. So ons is baie oop. So skole kan regtig met ons gesels en vir ons sê, hoorie, wat is die maklikste manier hoe hulle die struktuur wil doen. Goed. En dan net gou vinnig so in 1 minuut. Julle gee ook 'n produksie gratis weg aan 'n skool. Hoe kan skole deelneem? Baie maklik. Ons gaan of vers in 'n inbox of verskuns vir die skole gee en hulle SMS ons net nou, juffrou of meneer of matriekleerling. Jy SMS na 37 33 8 37 338
begin met die kodewoord gedig, dan jou naam van e-pos en die stad of dorp waarvan jy kom. En daai nommer net weer is 37338 en moontlik wen jy vir jou skool 'n hele produksie van verskuns of vers in my inbox. Daar sê baie dankie vir die gesels vanoggend. Volroep van Agterberg wat so oor die kreatiwiteit passievol raak en Frans wat vir ons vertel van presies hoe jy kan deelneem met hierdie nommer 37338 en gedig wat jy kan SMS. Die poesieprogramme vir matrieks om verse in my inbox of verskuns of vir jou skool te bespreek. Skakel Monica Boysen soos sy gesê het. En sy gaan die foon antwoord as jy 011 815 3000 bel of as jy e-pos stuur na info@lefra.com. Verse in my inbox of verskuns maak 'n draai by gedig.co.za. En jy moet onthou van die kompetisie net gou vinnig ook daai een vir skole waar een skool verse in my inbox of verskuns kan wen. Jy moet daai woord gedig SMS GEDIG gedig gevolg deur jou naam van die skool se naam, die e-pos adres van die skool en dan die stad of die dorp waar dit is. En die nommer net gou daar is ander een 37338 37 33 8 besenfeesgeld.